Hallo julle en welkom by Gee Afrikaans. Hierdie is 'n beautiful geleentheid vir ons om te gesels oor die woord van God en sommer net te kuier rondom sekere topics wat opkom. Een van die grootste topics wat heidaglik daar buite is vrees. En daarom wat ek spesifiek wil doen in hierdie video, soos wat julle dalk gesien het in die introduction, is kom ons praat oor vrees. Ek dink dit is baie belangrik vir ons om sekere skrifte te vat en vir onsself die vraag te vra. Leef ek met vrees? En wanneer ek vrees, wat is dit wat ek vrees? En die beter vraag is, wie is dit wat ek vrees? Die vyand, die duiwel met sy magte, die koninkryk van die donker, is so teen die koninkryk van die lig, is so teen die woord van God, is so teen God self. En as gevolg van die feit dat jy en ek gemaak is in, soos wat die Engels sou sê, in die image, in die beeld van God, haat Satan dit wat ons verteenwoordig, want Satan haat God. So wat ek baie graag wil doen is, ek wil graag gesels rondom die woordvrees en wat die woord vir ons uitlig rondom vrees. En daar's 'n paar goeders wat ek wil uitlig rondom vrees, en die storie wat ek graag wil gebruik, is die storie van Israel in Egipte en hoe Moses hulle uit Egipte gaan haal het. Julle kan self die storie gaan lees, die hele boek van Exodus gaan daaroor, maar basies Moses word opgeroep. Ons ken die storie van Moses waar hy deur die farao van daai tyd, wat hy besef, iemand gaan gebore word met significance, en hy wil al die seuns doodmaak onder die ouderdom van 2, en wat gebeur is, Moses word in 'n mandjie gesit deur sy ma, en Farao se dogter haal daai mandjie uit die water uit, en sy maak vir Moses groot. En basies die lewe van Moses, hy groei in die paleis, maar hy weet tog in homself dat hy deel vorm van die volk van Israel. En ons ken die storie, een dag toe hy uitgaan, toe sien hy hoe 'n Egiptenaar 'n Israeliet met 'n sweep slaan, en hy het hom gaan stop en hom doodgeslaan, die Egiptenaar. En toe besef hy gaan moet vlug. Ons ken die storie van Moses. Moses is toe weg, en ons ken die storie van die brandende bos, ons ken die storie van hoe God met Moses praat en hom terugstuur. Ons weet, ons kan dit lees, dit is alles beautiful. Egipte is slawe, het Israel as slawe, en die Israeliete werk verskriklik hard. Moses kom in, sy broer Aaron help hom om te praat, en ons sê die 10 pla. Ek is nou besig om baie vinnig deur hierdie storie te hardloop. Ons sê die 10 pla, met die 10de ene wat eindig op die eersgeborene van die Egiptenare wat doodgaan, wat ook ons eerste Passover is. Dit is daar waar ons gaan sien dit wat God sê is, vat 'n lam, 'n vlekkelose lam, vat die bloed, smeer dit op julle kusyne, want dood gaan vanaand Egipte tref, en ek sal elkeen oorsien wat bloed oor sy kusyn het. Beautiful prentjie van dit wat gaan kom later in die Bybel met Jesus Christus, wat die absolute vlekkelose lam is. Nou, een van die groot goed wat ons moet besef in hierdie storie is, nou stap Israel uit Egipte uit. Hulle is nie meer slawe nie. Maar 'n generasie het geleer lui wees in hulle geloof. Ons moet onthou dat die volk van Israel is die volk wat God kies, nie gekies het nie, steeds kies. En ek gaan sê hoekom ek dit sê, want Galasiërs verwys na ons, as ons in die Nuwe Testament kyk, sê dit, elkeen wat glo soos Vader Abraham, is daarom die ware Israel. So, ons vorm deel van die ware geestelike Israel. Onthou, jy hoef nie 'n Jood te wees om 'n Israeliet te wees nie. So, verstaan gou, ons praat nie hier van die geografie daarin, ons praat nie van die land van Israel nie. Ons praat van die nasie van, die volk van Israel. So, in die Nuwe Testament lees ons dat God sê, dat vir Abraham het hy gesê, daar moet 'n besnydenis wees fisies,
Maar dit is nou nie meer so nie, want nou het ons transition, ons is nou in die Nuwe Testament, en daarom is die besnydenis nie meer 'n fisiese besnydenis nie, maar 'n besnydenis van die hart, sê dit, want dit is 'n geestelike besnydenis. Daarom elkeen wat glo soos Vader Abraham, is hy wat glo, is hy wat deel vorm van Israel. So tot vandag toe wil God steeds deur ons wat glo in hom, dat hy is die een en ware en enigste God, Vader, Seun en Heilige Gees, drie-enig. Jesus is die weg, die waarheid en die lewe, die Heilige Gees is die comforter, hy is die helper, hy is die counselor, hy is die leraar, hy is die een wat binne in ons kom woon, in ons harte, gegee om ons te kom help, sodat ons 'n lewe kan leef meer en meer in die gelykenis van Jesus Christus. Daarom as ons na die woord kyk, is Christus ons voorbeeld, maar wat ek graag nou wil doen is, nou wil ek teruggaan na daai storie. Nou is Israel in die Ou Testament uit Egipte gelei, Moses help hulle uit, en hulle begin moan. Dit sou vir ons beter wees om daar te wees, dit sou vir ons beter wees om terug te bly, want nou is ons dors. En wat gebeur is, soos wat hulle nader en nader en nader kom aan die see, daar kom Farao met sy magte op hulle af. Hulle het 'n vuurkolom in die nag en 'n wolkkolom deur die dag. Kyk, ek weet nie hoe dit gelyk nie, maar ek dink dit was absoluut magnificent. As ek dink, soos ek die storie lees, dink ek, hulle het geweet, hier is 'n absolute bonatuurlike presence wat by ons is. Nou, wat ons moet verstaan is, Moses kom by die water en hy lei hulle deur 'n see wat oopmaak. Nou, ek weet nie waar jy bly, as jy na hierdie kyk nie, ek weet nie waar jy jouself vind nie, ek het in die Vrystaat groot geword, en waar jy blaasies net platteland gehad het, en nou bly ek naby die see, en elke nou en dan ry ek van George af uit na Glentana, en ek gaan sit en kyk oor die baai na Glentana, na Mossel Baai, en ek imagine vir myself dat hierdie water oopmaak as 'n persoon 'n staf vat en dit bo oor die water hou. En dat ons deur die see stap op droë grond. Soms wanneer lewe 'n bietjie moeilik raak vir my, of sekere goeders teen my opstaan, of daar's sekere reminders wat ek moet doen. Daar's twee goeders wat ek gewoonlik doen. Die een is, ek gaan teen die berg op, en wanneer ek by die berg kom, by die tweede uitkykpunt, as ek terugkyk na George toe, dan maak ek my hand so 'n bakkie, en ek sit die hele George binne in my hand, en ek imagine vir myself dat God is selfs groter as dit. Nou, as ek in hierdie perspektief staan, en ek kan die hele George, die hele stad waarin ek bly, waar al die probleme, en al die moeilikheid, en al die alles aangaan, God kyk daarna, heeltemal anders as ek. Sy perspektief is, ek sien nie die probleme vir wat is nie, hy weet presies wat hy doen. 'n ander een is, ek ry na Glentana, en ek kyk na Mossel Baai, min of meer die afstand, wat die Rooi See was, waar die Israeliete deurgestap het. En ek imagine die see maak oop, met 2 mure van water aan weerskante, links en regs, op droë grond stap ek deur. En dan dink ek by myself, dat ek vorm vandag deel van die volk van Israel, en God sê, daai is my storie. Ek kan terugkyk in die Bybel, en daai storie lees vir myself. So daarom, wanneer ek na attitude kyk, wat soms binne in ons opstaan, met moeilike tye, of wanneer ons begin vrees, dan is daar 4 spesifieke goeders, wat ek wil voorlê, vrees aan 'n mens doen. So nou vat ons hierdie storie, van Israel, en ons lees bietjie attitude, van wat vrees aan ons doen. So ek gaan 4 punte deurgaan, en dan wil ek graag klaarmaak met dit wat Moses sê, en ek wil graag 'n reminder uitbring vir almal van ons, om by onsself te dink, kom ons wees nie so nie. Okay, so as julle reg is, wil ek graag die eerste punt vir julle lees. Vrees maak ons skepties. In Eksodus 14 vers 11 sê hulle het vir Moses gesê, is daar nie begrafplek in Egipte nie, dat jy ons saamsleep om in die woestyn te sterwe?
mensdom. Vrees maak ons skepties. Ons begin moan oor dinge wat God eintlik klaar aan die kruis vir ons gedoen het in Jesus Christus. Maar wanneer ons nie oplet nie, dan raak ons skepties wanneer ons begin kyk na omstandighede en begin sien wat gaan om ons aan en veral in vandag, jy sien die oorlog wat gebeur en jy hoor dit wat aan die gebeur is met AI en jy kyk na cryptocurrencies en jy sien na een wêreldorde en hang af van wat se kringe 'n mens is. Jog, die nuus hardloop nogal. So vrees maak ons skepties want ons wonder of God regtig nog in beheer is. Nou vir sy volk Israel is hy altyd, want sy koninkryk is nie van hierdie aarde nie. Tweede punt. Vrees maak ons selfsugtig. Wat het jy aan ons gedoen? Wat het jy ons aangedoen? Dat jy ons uit Egipte laat trek het. Kyk, hy was die hero gewees, want hy het hulle kom haal. Nou skielik dat hulle kyk met hulle oë en geloof by die agterdeur uit is. Nou vra hulle die vraag, wat het jy aan ons gedoen? Hoekom het jy hierdie aan ons gedoen? So, dit maak ons skepties, maak ons selfsugtig, vrees maak ons hardkoppig. Vers 12. Ons het jou mos in Egipte gesê, dat ons om ons te laat staan, dat ons vir die Egiptenare werk. Sien, nou ewe skielik. Ons het vir jou gesê, maak nie saak, ons het al die goud gekry, maak nie saak, God het 10 miracles gedoen in die pla, en 'n absolute beskaming gemaak van Egipte en van Farao, en al hulle afgode nie. Min dink ons aan alles wat mens bekom het, as Israeliete, uit hierdie trek, en hoe skatryk ons actually is, met hierdie uittrek, uit die wêreld uit. So, vir ons om daarna te kyk en te besef, dit maak ons hardkoppig, skepties, selfsugtig, hardkoppig. Wanneer ons kyk na omstandighede, skepties, selfsugtig, hardkoppig. Punt nommer 4, vrees maak ons kortsigtig. Dit is vir ons beter om vir hulle te werk, as om hier in die woestyn om te kom. Kortsigtig. Nou sien ek nie meer God se plan nie. Nou sien ek nie meer wat God hiermee kan bestem nie. Nou sien ek nie meer hoe hy ons as 'n volk gekies het, waardeur hy deur ons geloof aan almal om ons wil bewys wie hy is nie. So ek wil graag 'n skrif lees in dit wat Moses respond. En daar's 2 verskillende slides wat ek rondom dit wil doen. En ek net uitlig en hoe sterk hy antwoord, hy wat glo, hy wat weet wie God is. Maar Moses het vir die volk geantwoord, moenie bang wees nie, staan vas, kyk hoe die Here julle vandag gaan red, want soos julle die Egiptenare nou daar sien, sal julle hulle nooit weer sien nie. En dan kom ons oorkom vrees deur geloof met Moses se woorde wat sê, bly julle maar net kalm. Die Here sal vir julle veg. Bly julle net kalm. Die Here sal vir julle veg. Nou het ons stories van 'n Dawid wat gaan teen Goliat. Ons het stories van Gideon wat 300 mans bymekaar roep. Nie omdat hy die 300 geroep het nie, 30,000 het gekom. Almal wat bang is en eerste jaar nuwelik is, gaan weg. 27,000 loop weg, 3,000 is oor. Die Here sê, laat hulle water drink. Ek sal vir jou sê, wie kies jy? Hulle drink water en die Here sê, almal wat so water drink, kies hulle. 300 bly oor. 300 mans, sonder enige toerusting om in te gaan. Enige wapen. Gaan met kruike en met horings, basies, om te gaan blaas, en soos trompette. Hulle maak 'n geraas, en 2 nasies wis hulle self heeltemal uit. Ons hele Bybel is vol van stories, en dit wat ons God vir ons as sy volk, Israel, gedoen het. Elkeen wat glo soos Vader Abraham, die geestelike besnedenis wat gebeur het deur die bloed van Jesus Christus, wat daai veil oopgeskeer het, en nou gaan ons
confidently en boldly in die troonkamer van God kan instap. Dis presies wat Jesus vir ons kom doen het. En dan, waarmee ek wil klaarmaak, is 'n psalm vir ons. En ek wil hê ons moet hierdie bedink. Psalm 46 vers 1 tot 3. God is vir ons 'n toevlug en 'n beskerming. Hy was nog altyd bereid om te help in nood. Daarom is ons nie bang nie. Al gee die aarde pad, al skuif die berge tot in die dieptes van die see. So, my inspirasie vir ons. Kom ons kyk na ons eie lewens. Kom ons sien of is hierdie patrone in ons eie harte wanneer dit kom by vrees. Kyk ons na omstandighede. Kyk ons na ons finansies. Kyk ons na God se voorsiening met vleeslike uitkomste. Of weet ons dat dit wat Jesus Christus gedoen het aan die kruis, het gesê, dit is volbring. Alle beloftes is ja en amen. En dan wanneer ons vrees, wat vrees ons? En hoekom? As ons dinge vrees wat ons sien, guaranteed, geloof leef dit wat ons nie sien nie. Want dis wat Jesus Christus bekom het vir ons. So gee daai probleme vir hom. Ek sê Filippense 4, ek gaan dit in Engels quote, maar do not be anxious about anything, but in everything, through prayer and supplication, make your request known to God. Nie net prayer and supplication, nee. Prayer and supplication with thanksgiving. Thanksgiving. Met 'n dankbare hart vir wat Jesus reeds gedoen het. Dankie Here, dat elke belofte ja en amen is. En soos ek op 'n vorige video gesê het, as ons 2 Petrus 1 kyk, vers 4 sê hy, wanneer ons leef deur die beloftes van God, kry ons deel aan sy goddelike natuur. En ons sal nie meer agteruit gaan soos ons vleeslike natuur wil stres en bekommerd wees en worry oor alles wat ons sien nie. Doen daarom alles in jou vermoë om te bewys dat hierdie beloftes jou realiteit geword het. 2 Petrus 1 vers 5. Doen daarom alles in jou vermoë om te bewys dat hierdie beloftes jou realiteit geword het. Want God is vir ons, nie teen ons nie. En Jesus het gesterf. Hy gaan nie weer nie. Een keer gesterf, een keer opgestaan, een keer opgevaar en toe sy Heilige Gees vir ons gestuur om ons te kom help. Die mooi van hierdie boodskap is, vra jouself, wat vrees jy? Ultimately gaan dit gaan oor, wie vrees jy? Dit sal altyd either Satan wees, en die leuns wat hy rondom jou probeer kom kok, of God. And the fear of the Lord is the beginning of all wisdom. Abba Vader, in die naam van Jesus Christus, dankie dat ons kan bid, Here, oor ons eie harte. Heilige Gees, ek wil vra dat enige persoon wat hierna kyk en dalk in 'n situasie sit van vrees, dat hulle sal terugstaan en u bekragtiging en u liefde en u oorwinning sal proe, tasbaar, Here. Dit kan soms so eg beleef word, Here, wanneer ons vrees, situasies vrees, omstandighede vrees, verhoudings wat ons voel, uitmekaar uitval, en die wêreld wat ons uitmekaar uit wil ruk. Vrees kan so eg voel. Maar in die naam van Jesus Christus, dankie, Here, dat ons niemand anders as u vrees nie. En dat u, Here, 'n goeie God is. En dat u beloftes ja en amen is. So ek wil net 'n verklaring maak, Here. Dankie. Dankie vir wie u is. En dankie dat ons niks het om te vrees nie. Want u het reeds alles oorkom. As God vir ons is, wie kan teen ons wees? Amen. Julle is amazing. Ek hoop regtig hierdie het julle gebless, en dat daar 'n persoon of 2 of 3 is wat hierdie boodskap nodig gehad het. As jy kyk na die wêreld om jou en dit maak jou bang, hou 'n bietjie opkyk na die wêreld om jou. Kyk in die woord van God. Hy sal jou rig op wie hy is. Julle is amazing. Bye bye.